Goeiedag almal. Die begeerte van die Here dat jy in alles suksesvol moet wees word opgesom in die vers Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek glo dat die vraag waarmee baie van ons worstel is, Here, maar waarom nie? Wanneer gaan dit gebeur? Maar ek glo die Here antwoord ons hier vanuit Matteus 17 vers 20 en Jesus antwoord hulle: deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here jou wil ophef tot die beste in jou wêreld nie? Hy wil jou ophef tot 'n suksesvolle werker. Hy wil jou ophef om suksesvol te wees in jou besigheid. Hy wil jou ophef om die beste man, die beste vrou, die beste ouers te wees. Op elke gebied van jou lewe wil die Here jou ophef. Onderwerp dit en heers, sê die Here in Genesis 1 vers 28. Nou kom ons gesels oor die volgende baie belangrike kwalifikasie om suksesvol te wees op jou lewenspad. Kom ons begin daar met die storie van Nehemia in Nehemia 1 vers 1 tot 3. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Haggalja. En in die maand van Kislev van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het in die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorblewendes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot elende. En in hulle verkeer in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. Hierdie benarde toestand van Israel en Jerusalem word in fyn besonderheid beskryf, en dan die vraag wat gewoonlik opkom, wil die Here help? Sal die Here help? Vrae soos hierdie konfronteer ons elke dag, elkeen in ons eie besonderse situasie. En daar is slegs een basiese en eenvoudige antwoord hierop: ja, die Here wil ingryp. Maar die volgende vraag is dan, maar hoe, Here, hoe gaan U ingryp? Kom ons gaan kyk weer na Israel se benarde situasie vanuit Nehemia se skrywe. Nehemia 1 vers 4. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur, en ek was gevas en gebid voor die aangesig van die God van Israel. En ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groote en gedigte God, wat die verbond en die gedoktrinheid hou vir die wat U liefhet, en die gebooie ook onderhou. Nehemia stort sy hart voor die Here uit, en terwyl hy bid, neem hy 'n baie groot besluit. Nehemia 1 vers 11, ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van die knegt, en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees. Nehemia besluit om iets te doen, en laat dit tog vandag U knegt geluk, en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man, koning Artasasta. Ek was naamlik skinker van hierdie koning. Nehemia het 'n visioen gehad om iets te doen, en hierdie visioen van hom beïndruk hierdie vreemde koning ook. Nehemia 2 vers 5. As die koning dit goed vind, en as U dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na die Juda, na die stad waar my vader begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Jy weet, selfs koning Artasasta was baie beïndruk met hierdie visioen van Nehemia. Hy was so beïndruk dat hy nie net toestemming verleen het nie, maar ook op verskeie maniere hulp verleen het, dat hy hierdie muur kan herbou. Nehemia se visioen het hom elke dag deurgedra om aan te hou bou, en sy visionêre besluit het uiteindelik meegebring, Nehemia 7 vers 1, en toe die muur gebou was, het ek die deure ingesit en die poortwagters en die sangers en leviete is aangestel. Maar om hierdie visioen tot aan die einde te leef was nie maklik nie. Ons lees daar van Nehemia 4 vers 1 en 2. Maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hy het met ons gespot. En voor sy broers in die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal dit vandag nog voltooi? Sal die klippe uit die grond oop lewendig maak? Al is dit deur die brand verniel? Weet, teenkanting en gevaar het nie Nehemia se droom, sy visioen verydel nie. Maar ek self en almal wat saam met my was, het nooit ons klere uitgetrek nie. Elkeen met sy wapen en sy water.
En kyk net hoe reageer die Here op hierdie gesindheid, hierdie visioen van Nehemia in Nehemia 4 vers 9. Maar ons het tot ons God gebid en om hom ontwil 'n wag teen hulle uitgesit dag en nag. Vers 15, en God het hulle plan verydel. Vers 20, en ons God sal vir ons stry. Nehemia het 'n visioen gehad. Hy wou iets besonders doen. Hy het daarmee begin. En afgesien van omstandighede, gevaarlike toestande, het hy vasgehou aan sy visioen en die Here het hom gehelp. Spreuke 29 vers 18. As daar geen openbaring, Hebreëse woordjie chazon, wat beteken visioen is nie, dan word die volk bandeloos. Sien in jou geestesoog dit wat die Here wil hê jy moet bereik in jou werk, jou besigheid, jou studies, jou lewe. En gryp dit vas en doen iets, want die Here sal saam met jou wees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.